vir altyd, God van die eeue, God voor die tyd. Ons is 'n asem, U is vir ewig, U wat ons liefhet, altyd getrou. Goeiemôre broers en susters. Baie welkom vanmôre. Is lekker om almal van julle te sien. Ek hoop julle het 'n mooi naweek gehad. Ek hoop julle het 'n wonderlike dag sover en ek hoop dat ook vanmôre se saam wees ons harte sal verbly, ons geloof sal versterk en ook ons liefde onder mekaar sal laat groei. Broers en susters, terwyl ons so sit, kom ons bid saam. Here, ons word vanmôre in U teenwoordigheid stil. En ons wil vanmôre sê, ons kyk op na die berge. En ons kan vanmôre getuig, ons weet, waar kom ons hulp vandaan? Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat nooit laat vaar die werk van sy hande nie. Here, en as ons vanmôre in voorootmoediging so voor U kom, as ons vanmôre ons hande uitsteek na U toe en sê, spreek Heer, ons luister, dan doen ons dit met 'n dankbare hart vanmôre. 'n Dankbare hart, Here, vir elke stukkie genade in ons lewe, in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, die Here groet U vanmôre, en hy sê vir u, genade en vrede vir julle van God ons Vader, deur die liefde van ons Here Jesus Christus, en deur die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Kom ons begin met 'n loflied vanmôre. Ons sing lied 184, ons het lekker gesing vanmôre. Maar as ons vanmôre sing en ons sing hierdie loflied, dan doen ons dit omdat ons vanmôre die Here wil loof. Ons wil vir die Here dankie sê, ons wil aan die Here hulde bring. Dit vorm 'n kritiese deel van ons woordverkondiging ook vanmôre. En ek wil vra dat ons sal staan, die Here sal loof en sal prys met lied 184. En ek wil vra dat ons vers 1 en vers 3 sal sing. Lof sing die Here, die ewige sing tot sy ere. En dan vers 3. Lof sing die Here, dis hy wat die kroon met sy seën. Ons preek vanmôre gaan grootendeels oor die genade van die Here. En kom ons berei ons voor, lied 184, vers 1 en vers 3, terwyl ons staan. Dankie.
In ons teksgedeelte vanmôre, wat ons nou gaan lees, praat ons oor die genade van die Here en in besonder hoe die genade van die Here mense se lewens aanraak. Hoe die genade van die Here wanneer dit in jou lewe inkom, jou lewe eintlik van binne af omdop en verander. Genade maak van jou 'n nuwe mens. Jesus sê vir die verlamde man, staan op, neem jou draagbaar en gaan huis toe. En as ons die wet van die Here vanmôre lees, as ons die wet van die Here oopmaak, is die vraag in ons lewens, hoe het genade my lewe verander? Het die genade van God my lewe binne gedring en my lewe van binne af verander? En daarom lees ek die wet van die Here vir ons op 'n ander plek as Matteus en uit Exodus uit. Ek lees graag vanmôre die wet van die Here uit 1 Korintiërs 13 uit. 1 Korintiërs 13 wat vir ons iets anders sê oor die liefde en die liefde prakties maak. En my vraag is, het die genade van God jou lewe so al verander? 1 Korintiërs 13 vers 1. Nou wys ek julle wat nog die allerbeste is. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbaal geword. Al het ek die gawe van profesie, en al ken ek al die geheimenisse en besit ek al die kennis en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek alles wat ek het aan ander uit, en al gee ek my liggaam prys om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, dan baat dit my niks. Die liefde is geduldig. Die liefde is vriendelik. Die liefde is nie afgunstig nie, dit is nie grootpraterig nie en dit is nie verwaand nie. Die liefde handel nie onwelvoeglik nie, dit soek nie sy eie belang nie en is nie liggeraak nie en die liefde hou nie boek van die kwaad nie. Die liefde verbly hom nie oor die onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Die liefde bedek alles, dit glo alles, dit hoop alles en verdra alles. Geloof, hoop en liefde bly. Hierdie drie, en die grootste hiervan, is die liefde. Ek wil vra dat ons nou 'n oomblik van stil gebed sal gebruik, waar ons onsself ondersoek, broers en susters, en waar ons self vra, het God se genade my lewe verander in 'n poel van liefde vir God en my naaste? Ek gee nou 'n paar oomblikke van stil gebed. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Amen. Broers en susters, terwyl ons so sit, kom ons sing van God. Kom ons sing van hierdie wonderlike, almagtige, genadige God. Terwyl ons so sit, lied 265, vers 1 en vers 2. Ons skriflesing vanmôre kom uit die boek Lukas uit. Lukas hoofstuk 5 vanaf vers 17 en is op bladsy 85 in my Bybel. Lukas hoofstuk 5 en ons gaan saam lees vanaf vers 17. Kom ons bid saam. Ons driemaal heilige God en Hemelvader, hoe wonderbaar is U naam.
Here, ons staan vanmôre in groot verwondering wanneer ons voor U stil word. En nou wil ons kom vra, Here, spreek, Heer, want die dienaar luister. Mag U liefde ons dring vanmôre. Mag U genade ons harte vul. En Here, mag U genade ons oë oopmaak. Here, breek U woord vir ons oop. In Jesus se naam. Amen. Ek lees graag vir ons uit Lukas hoofstuk 5 uit vanaf vers 17. Baie bekende gedeelte en ook 'n baie bekende wonderwerk van Jesus. Op een van die dae, terwyl Jesus besig was om die mense te leer, het daar ook fariseërs en leermeesters van die wet van Moses gesit, wat van oral al af uit die dorpe van Galilea en Judea en selfs uit Jerusalem gekom het. En die Here het vir Jesus die krag gegee om mense gesond te maak. Onverwags kom daar mense met 'n verlamde man op 'n draagbaar aan. En hulle probeer om hom die huis in te bring en voor Jesus neer te sit. Toe hulle vanweë die gedrang nie kans sien om hom in die huis te bring nie, klim hulle op die dak en laat hom met 'n draagbaar en al deur 'n opening tussen die dakteëls afsak, tussen die mense in en vlak voor Jesus. Toe hy hulle geloof sien, sê hy: "Mens, jou sonde is jou vergewe." Die skrifgeleerdes en die fariseërs het hulle begin vra: "Wie is hy dat hy so godslasterlik praat? Wie anders kan sondes vergewe as net God alleen?" Maar Jesus het hulle redenering gemerk en vir hulle gesê: "Wat redeneer julle by julleself? Wat is makliker, om te sê, jou sonde is vergewe, of om te sê, staan op en loop? Maar ek gaan nou vir julle die bewys lewer, dat die Seun van die mens volmag het, om op die aarde sondes te vergewe." Toe sê hy vir die verlamde man: "Ek sê vir jou, staan op, vat jou draagbaar en gaan huis toe." Onmiddellik het hy voor hulle oë opgestaan, die draagbaar waarop hy gelê het gevat, en terwyl hy God prys, huis toe gegaan. Almal het verbaas gestaan en God geprys, en vol eerbiedige vrees gesê: "Vandag het ons ongelooflike dinge gesien." Ons skriflesing vanmôre sover. Broers en susters, altyd as ek hierdie gedeelte lees, dan wonder ek by myself en dan vra ek vir myself, hoe moes hierdie verlamde man gevoel het op hierdie dag toe Jesus hom genees het? Het jy al ooit gewonder wat moes daardie dag deur daardie man se emosies en deur sy gedagtes gegaan het toe Jesus vir hom sê: "Staan op, vat jou beddegoed en loop, gaan huis toe," en hy staan op. Wat moes dit aan sy emosies gedoen het? Hoe moes hy gevoel het? Ek dink altyd by myself, watter impak moes dit op sy geloof gehad het? Watter impak moes dit op sy lewe gehad het? En broers en susters, selfs watter impak moes dit op sy selfbeeld en sy menswees gehad het? En ek wil vanmôre met u praat oor genade. Ek wil met u praat vanmôre oor die invloed en die werking en die effek van genade. Ek wil hê ons moet vanmôre kyk, hoe het die genade van God hierdie verlamde man se lewe verander? En dan vir 'n oomblik vra, het God se genade my lewe so verander? Het God se genade my lewe op 'n dramatiese manier al geraak en beïnvloed? Ek wil hê ons moet net weer na die eerste 2 verse kyk. En ek wil dit lees vanoggend vir u. En ek wil hê u moet dit so bietjie in die gedagtes hou. Op een van die dae, terwyl Jesus besig was om mense te leer, het daar fariseërs en skrifgeleerdes van die wet van Moses gesit, wat van oral af uit die dorpe van Galilea en Judea gekom het. Dan vers 18. Onverwags kom daar mense met 'n verlamde man op 'n draagbaar aan, en hulle probeer om hom die huis in te bring en voor Jesus neer te sit. Maar ek wil begin deur vir u 'n video te wys. En ek wil hê jy moet mooi kyk na die video. Ek gaan vra dat aan die Rea om vir ons speel. Dis so 'n minuut lange video en dan gaan ons verder kyk na hierdie gedeelte.
more coming. Dis vir my een van die aangrypendste video's in 'n lang tyd. En ons kon vanoggend net gepraat het oor moederlike instink van die ma wat daai kalfie beskerm met haar lewe. Ek onthou toe ek die eerste keer hierdie video gesien het, en baie van julle het hom al dalk gesien, van die buffelkalfie wat so half op sy eie staan, en die volgende oomblik dan kom die leeu's en val hierdie kalfie aan, en jy dink dis neusie verby met hierdie kalf. En aan die volgende oomblik dan kom hierdie mamma met haar horings en sy stamp hierdie leeu van die kalfie af. En dan sien jy hoe probeer die mamma hierdie kalfie beskerm. En op 'n stadium raak jy angstig. Ek onthou toe ek dit gesien het, toe dink ek, o gits, nou gaan die leeu's die mamma aanval, want sy's geïsoleer en sy's op haar eie. En dan sien jy weer storm daar 'n leeu die kalfie, en so gaan dit aan. En op 'n stadium kom hierdie hele trop buffels en verjaag hierdie trop leeu's. Nou, hierdie videoetjie is heelwat langer as dit, en as jy aankyk, dan sal jy sien die leeu's kom nog so 'n paar keer terug, maar op 'n stadium dan blaas die leeu's die aftog. En toe ek hierdie video sien, toe dink ek aan hierdie gedeelte. En veral aan die eerste 2 verse wat ons gelees het. Van onverwags kom daar mense met 'n verlamde man op 'n draagbaar aan, en hulle probeer hom in die huis in te bring en voor Jesus neer te sit. En onmiddellik kom die vraag in my hart op: met wie omring jy jou lewe? Met watter tipe mense, broers en susters, u wat hier sit vanmôre en ek, met watter soort mense omring jy jouself? Omring jy jouself met mense wat jou vir die leeu sal gooi? Omring jy jou met mense wat jou sal los dat die leeu's jou verslind, metafories gesproke in die lewe? Of omring jy jou met mense wat bereid sal wees om hulle eie lewens op die spel te plaas om jou te beskerm? En veral wanneer dit kom by die dinge wat werklik saak maak in die lewe. In kort gestel, wie is jou vriende? Wie is die mense wat jy toelaat om jou lewe te vul, jou lewe te vorm, jou ewige lewensperspektief te bepaal? Want let op, in hierdie verhaal, hoe belangrik is vriende vir hierdie verlamde man? Let op hoe groot rol speel vriende in hierdie verlamde man se lewe. Watter rol speel hulle in sy lewe? In die eerste plek lees ons dat hierdie mense die behoefte het om hierdie verlamde man na Jesus toe te bring. Onverwags lees ons, kom hierdie mense en bring hulle vriend na Jesus toe. In die eerste plek laat dit my brein amper ontplof as ek dit dink. Maar dan kom hulle by die huis en hulle sien daar's 'n gedruis in die huis, dis te besig, hulle sien nie kans om in te gaan nie, maar hulle is so ernstig om hierdie man by Jesus uit te bring, dat hulle op die dak klim, die dakteëls afbreek en hom laat afsak tot by die voete van Jesus. En dan is my vraag, is dit die tipe mense waarmee jy jouself omring? 2 vrae kom by my op, en die eerste vraag is, watter vriende het jy in die lewe? Want vriende, broers en susters, speel 'n geweldige belangrike rol in jou lewe. Yster slyp yster, vriende vorm mekaar. Ons lewens is verweef in die vriendskappe wat ons het. En daarmee wil ek nie sê sny almal uit jou lewe uit nie, maar my vraag is, het jy vriende in jou lewe wat bereid sal wees om dakteëls oop te breek en jou af te laat sak na die voete van Jesus toe? Het jy vriende in jou lewe, broers en susters, wat jou kerk toe sal bring, of nooi hulle jou eerder kroeg toe? Die mense waarmee jy jou lewe omring, is dit mense wat jou eerder met drank sal voer, of eerder met die brood van die lewe? Die mense in jou lewe, is dit mense wat jou sal laat afsak na die voete van die Here toe, of jou eerder sal dieper in die put intrek, in die modder in? Want in hierdie verhaal speel vriende 'n belangrike vraag. So die eerste vraag is, hoe lyk die mense waarmee jy jouself omring?
Die tweede vraag is, watter vriend is jy waarmee mense hulle self omring? Is jy die een wat jou vriende sal kerk toe bring of eerder kroeg toe? Is jy die tipe vriend wat soveel omgee vir jou vriende dat jy hulle eerder met die brood van die lewe sal voed as met drank? Is jy die een wat jou vriend eerder na Jesus toe sal vat of is jy die vriend wat eerder jou vriend of vriendin in die put sal laat val? Want dit is wat hieroor gaan, want vriendskap is 'n genadegawe van die Here. En ek het gedink, omdat ons op die tema is vanmôre, en omdat ons Moedersdag vier, wil ek ook hierdie vraag van toepassing maak op ouerskap, om te vra, watter tipe ouer is jy? Watter tipe pappa is jy? Watter tipe mamma is jy? Is jy die tipe pappa wat jou kinders van die Here leer en na Jesus toe bring? Is jy die tipe mamma wat jou kinders van die Here leer en hulle na Jesus toe bring? Of is jy nie die tipe ouer wat net jou kind wil groot kry en eintlik nie omgee oor hulle geestelike lewe nie? Die vraag is, wat laat jy toe en wie laat jy toe om jou kinders ook te omring? Ek het 'n goeie vriend. Hy vertel vir my, hy is baie lief vir motorfietsry. Hy sê altyd vir my, Rian, as ek vir mense vertel wat ek nie ken nie, en hulle ontmoet my die eerste keer en ek sê vir hulle, ek is baie lief vir motorfietsry. Hy sê die interessantste goed gebeur. Die eerste ding wat vreemde mense gedoen is gewoonlik, hulle vertel jou hierdie gory verhale van motorfietsongelukke. As hulle hoor jy hou van motorfietsry, die eerste ding wat hulle doen, is hulle vertel vir jou van hierdie verskriklike ongelukke, en hulle vertel dit gewoonlik in die grootste detail. En dan sê hy vir hulle, ja, dis reg, motorfietsry is verskriklik gevaarlik, maar dit is daarom dat jy eers moet 16 wees voordat jy 'n lisensie kan kry vir 'n klein motorfiets en 18 moet wees voordat jy 'n lisensie kan kry vir 'n groot motorfiets. Maar daar is iets wat nog gevaarliker is as motorfietsse. En is iets waarvoor jy nie 'n lisensie nodig het nie, broers en susters, en wat ons te gretig is om as ouers ons kinders aan bloot te stel. Ons vertel graag die gruesome verhale van hoe motorfietsse mense doodmaak, maar daar is 'n ding in hierdie lewe wat gevaarliker is as 'n motorfiets waarvoor jy nie 'n lisensie nodig het nie. En is hierdie ding: 'n selfoon en 'n iPad. Dis 'n necessary evil wat ons nodig het, maar broers en susters, ons gee dit vir ons kinders, en so kry ons kinders van kleintyd af, kry die wêreld toegang tot die hart van jou kind. Van kleintyd af kry boelies toegang tot jou kind se selfbeeld en wese deur hierdie ding, en jy het nie 'n lisensie nodig vir hom nie. Die leeu's van die wêreld kry toegang tot die hart van jou kind en verslind hulle met allerlei dinge deur hierdie ding. En daarom vra ek vanmôre vir jou, dis een voorbeeld. Wie laat jy toe om jou kind en veral jou minderjarige kind, jou jong kind, te omring mee? Weet jy wat gaan op jou kind se selfoon aan? Ek wil nie hê jy moet hulle privaat gesprekke met hulle pelle en hulle maats ondersoek nie, broers en susters, maar weet jy wat gaan op jou jong kind se selfoon aan? Ouerskap is 'n genade van die Here. Vriendskap is 'n genade van die Here. En in hierdie verhaal vanmôre sien ons die belangrikheid en die genade om vriende te kan kies. Ons sê altyd, jy kan jou vriende kies, jy kan nie jou familie kies nie. Maar kies dan jou vriende. Want dit het 'n groot invloed van die genade van die Here in jou lewe. Vriende en selfs ouers kan jou of na die Here toe vat, of hulle kan jou weg van die Here afvat. Jy weet, baie keer met baie van hierdie manne wegbreke en vroue kongresse wat 'n ou altyd kry, en ek weet altyd baie keer van Angus Baggen se saamtrekke gaan 'n klomp manne en daar is hierdie wonderlike ervaring en 'n klomp mense kom tot bekering en dan kom hulle terug en na die eerste week trek hulle vriende hulle weer terug na die gat toe waaruit hulle voorheen uitgeklim het. En daarom is hierdie eerste punt vanmôre: wie omring jou lewe? Maar die tweede vraag is, as mense hulle met jou omring, vat jy hulle na God toe, na Jesus toe, of vat jy hulle weg? En as ouers, wie laat jy toe om jou kind se lewe te omring?
Maar nou wil ek hê moet ons 'n klein bietjie dieper nog in hierdie verhaal indelf. Ek wil hê ons moet nog 'n klein bietjie dieper in hierdie gedeelte indelf en nog dieper kyk na die genade van God. Nou broers en susters, 'n paar jaar gelede, hele paar jaar terug, baie van julle sal dit ken, het John Lennon 'n liedjie geskryf. Die liedjie se naam is Imagine. Baie van julle ken die liedjie. Hy begin so. Hy sê Imagine there's no heaven. Imagine it's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Is dit waar? Is die hemel net 'n imaginary gedagte? Is dit waarna ons as mense moet streef wat John Lennon sing? Waar is 'n beautiful song? Is dit waar dat hy sê ons moet net vir vandag leef, as jy 'n ewige lewe nie? In 1990 sing Bette Midler hierdie volgende liedjie en sy sing die liedjie se naam is From a Distance en dan sê sy God is watching us. God is watching us. God is watching us from a distance. Pragtige song. Maar is dit waar? Is God op 'n afstand besig om ons dop te hou? Is Jesus iewers daar bo in die hemel of iewers waar ons nie weet nie en hy het ons hier aan ons eie genade oorgelaat? Is God iewers ver van ons af? Is dit waar wat Bette Midler sing? Is dit waar wat John Lennon sing om te sê Imagine there's a heaven? In hierdie verhaal leer ons iets anders ken. In hierdie verhaal leer ons die genade van God ken. En die eerste ding wat ons van die genade van God leer ken, is dat God nie ver is nie, dat God nie 'n imaginary friend is nie, dat hy nie 'n produk van ons denke of ons drome is nie, hy's nie 'n fabel nie. In hierdie verhaal lees ons dat Jesus mens geword het om naby ons te wees, sodat genade jou eerste kan kom vind. Dis wat in hierdie verhaal gebeur. Genade kom vind jou eerste. Jesus kom jou eerste soek. Dis die wonder van genade. Dis nie waar dat ons net hoef te verbeel dat Jesus 'n werklikheid is nie. Dis 'n konkrete feit. Dis nie waar dat God iewers afsydig sit en ons van 'n afstand af dophou en hom eintlik verlekker in ons leed en gespartel nie. God is by ons deur sy Gees. Genade kom soek jou eerste. Hoor hoe begin hierdie verhaal? Lukas skryf en hy sê, op een van die dae, nou as jy in die Bybel kyk, sal jy sien op die woordjie die, op die is daar so 'n streepietjie. Dit beteken, daar's 'n klem op die. So dit beteken, as jy dit ook lees in die Grieks, dis 'n baie spesifieke dag, dis nie 'n random, algemene, toevallige dag nie. Jy weet ons sê altyd as gelowiges, ons glo nie aan toeval nie. Maar ek glo 100% aan toeval. 100%. Want as jy hierdie gedeelte lees, dan sien jy, toe val die lig. Toe word dit duidelik dat dit God se beplanning is, want toe val die lig, is nie 'n toevalligheid wat randomly gebeur nie, toe val die lig is, nou sien jy God se werk raak, en dit is wat hier gebeur, op die dag, die spesifieke dag. Nou, as jy mens die gedeelte lees, dan sien jy voor dit, Jesus was op 'n stadium in Kapernaum, en dan verlaat hy Kapernaum. Nou as jy hierdie gedeelte vergelyk met die ander evangelies, dan sien jy dat nadat Jesus uit Kapernaum is, kom hy vinnig terug Kapernaum toe, en dan gebeur hierdie wonderwerke en dan beweeg hulle weer aan. En dan is die vraag, hoekom? Jy kry amper die idee dat Jesus het geweet, daar is onafgehandelde werk in Kapernaum. Hy het geweet, daar's nog 'n afspraak wat hy het in Kapernaum. En dis hoekom Lukas begin en hy sê, op die spesifieke dag het Jesus na hierdie huis toe gegaan. Want Jesus se genade het 'n afspraak gehad met hierdie verlamde man. Baie van ons wat hier sit vanmôre het dalk nie lus gehad om kerk toe te gaan nie, en veral kinders. Maar die Here het vandag met jou 'n afspraak in hierdie kerk. En dis die genade van die Here. Hy sê op hierdie dag, Lukas gaan aan en hy sê in vers 18, onverwags, nou Lukas beskryf dit op 'n mooi manier, hy sê, dit was vir my amper as Lukas eintlik onverwags, kom hier mense met 'n draagbaar aan en daar's 'n verlamde man op. Nou, hoekom dit vir Lukas onverwags is hierdie verlamde man is eintlik as onrein beskou.
En daarom mag hy nie in die teenwoordigheid van ander mense kom nie. So die oomblik toe hy by die huis kom, moes almal verbaas gewees het, en Lukas het almal gekyk en gedink, wat soek hierdie onrein mense hier? Maar daar's geen verrassing in Jesus se liggaamstaal nie. Vir Jesus is dit nie 'n verrassing nie. Hy verwag hierdie verlamde man. Want die genade van God kom soek jou. Want die genade van God begin in die troonkamer van God. Die genade van God begin in die troonkamer van God en hy kom soek jou. Want daar's 'n honger in God se hart, broers en susters. Daar's 'n dors in God se hart na jou siel. Net soos na hierdie verlamde man, is daar 'n honger, 'n begeerte, 'n dors wat net geles kan word wanneer die genade in jou lewe kom. Is daar 'n genade in God se hart en daarom begin genade in die hemel, in die troonkamer van God en dit kom soek jou. Dink aan die verhaal van die verlore seun. Genade gaan haal hom in die put by die varke en los hom nie daar nie. Genade gaan haal hom en bring hom terug huis toe. Genade gaan soek hom. Dink aan die vrou by die put, die Samaritaanse vrou. Genade, Jesus Christus gaan soek hierdie uitgeworpe vrou in die middaguur by die put en hy los haar nie in haar donkerste oomblik nie. Hy bring haar na hom toe. Genade gaan soek die vrou wat op die oorspel gevang is. Jesus gaan haal haar uit die skare uit waar sy met klippe doodgegooi moet word en hy sê vir haar, ek los jou nie soos jy is nie, gaan en sondig nie meer nie. Genade gaan soek vir Paulus op pad Damaskus toe waar hy die kinders van God wil doodmaak en hy sê Saulus, vandag sal jy Paulus wees. Waar het God se genade jou al gevind, broers en susters? Waar het God se genade jou gaan soek in hierdie lewe? Waar het God se genade jou gaan red? En dan kan jy vandag hier sit en sê, Here, alle eer aan U, want dit is nie toeval nie. U genade het my kom soek. Want God se genade kom soek jou eerste. God se genade in die tweede plek maak dat jy Jesus raak kyk. Dis die tweede ding wat genade doen. En dis 'n belangrike ding. Genade kom soek jou eerste, maar genade maak dat jy Jesus Christus raak kyk. Vers 21. Die skrifgeleerdes en die fariseërs het hulle begin afvra, wie is hy? Wie is hy dat hy so godslasterlik praat? Wie anders kan sondes vergewe as net God alleen? My verbasende vraag is, hoe is dit dat Jesus Christus reg voor jou staan, in lewende lywe en jy sien hom nie raak nie? Hoe is dit dat die fariseërs en die skrifgeleerdes Jesus in die oë kyk, sy wonderwerke sien en hulle sien hom nie raak nie? En die antwoord is dieselfde as wat dit is vandag. Kyk jy met begenadigde oë of kyk jy met verblinde oë? Kyk jy met oë wat aangeraak is deur die begenadigde genade van die God? Kyk jy met oë wat 'n begenadigde mee kyk? Of kyk jy met oë van verbittering, van verblindheid? Hulle vertel die storie van 'n klein dogtertjie wat eendag in die skool gehoor het van Jesus. Die juffrou het vertel en hulle het met die Bybel geopen en sy het vir die kinders gesê, Jesus is oral rondom ons. En die dogtertjie kom die middag by die ma baie opgewonde en sy wil haar mamma se storie hoor en sy vra vir ma, mamma, sê vir my, kan 'n mens God sien? En die mamma sê, nee my kind, mens kan nie God sien nie, hy is in die hemel. Ons weet hy is om ons, maar jy kan hom nie sien nie. En die dogtertjie is so 'n bietjie moedeloos en sy gaan na haar sussie toe. En sy is baie lief vir haar sussie. En sy vra vir haar sussie met opgewondenheid, sussie sê vir my, kan 'n mens God sien? En die sussie sê vir haar, nee sis, God is in die hemel en God is in die Bybel, ons kan hom nie sien nie, ons mag glo hy is hier. En baie afgemat, gaan sy by haar oupa hierdie dogtertjie. En sy vra vir haar oupa, kan 'n mens God sien? En die oupa kry so traan op sy oë en rol so oor sy wang en hy sê, my kind, in alles kan ek God sien. Dit voel vir my partykeer, God is al wat ek kan sien. En dit is wat genade doen. Genade help jou om met begenadigde oë God in alles in jou lewe raak te sien.
Want die Fariseërs en die skrifgeleerdes, al staan Jesus reg voor hulle, kan hulle hom nie sien nie, want hulle kyk met verblinde oë. Hulle is gevul met haat, hulle is gevul met jaloesie, hulle is gevul met afguns, hulle is gevul met selfverdienste. Hulle dink hulle verdien die genade van God. Hulle dink hulle verdien om in die teenwoordigheid van Jesus te verskyn. Hulle dink hulle verdien om in die hemel toegelaat te word. En dan kom hierdie verlamde man en hy staan met leë hande voor Jesus en hy sê ek het niks om u te bied nie. Hy kom staan leeg, gebroke, verlam voor u. Soveel so dat my vriende my moet bring, kom ek met niks na u toe nie. En dan raak Jesus hom aan en hy sien Jesus met begenadigde oë aan. Broers en susters, wanneer jy met begenadigde oë kyk, kan jy niks anders raak sien as Jesus nie. Dan sien jy Jesus in die glimlag van jou kind. Jy sien Jesus in die transaksie wat jy beklink. Jy sien Jesus in die reën wat te veel is en te min is. Jy sien die genade van God oral rondom jou. Want dan kyk jy met begenadigde oë. Ek ken die belangrike of die mooi uitdrukking van Moeder Teresa wat ek graag aanhaal. Jy sal nooit weet dat Jesus al is wat jy nodig het, tot Jesus al is wat jy oor het nie. En dis hoekom die Fariseërs Jesus miskyk. Want genade maak dat jy Jesus raak sien. Genade maak dat jy met begenadigde oë na die wêreld kyk. Derdens en kortliks, genade maak dat jy jou ou lewe agterlaat. Genade maak dat jy jou ou lewe afsterf. Hoor wat sê Jesus? Hy sê hier in vers 24b, hy sê, toe sê hy vir die verlamde man, en dan sê hy dit baie pertinent, hy sê, ek sê vir jou. Het gaan oor hoe Jesus na hierdie verlamde man kyk. Sy hele lewe lank kyk mense na hierdie verlamde man en hulle dink, jy's niks werd nie. Jy's useless, ons moet minder van jou gebruik, nie meer nie, ons sien jou nie raak nie, jy beteken niks. En dan die eerste keer kom Jesus en hy sê vir hierdie man op die draagbaar, ek sien jou raak. Ek sien jou. Ek sê vir jou. Jesus kom en hy praat met 'n goddelike gesag. Hy praat met 'n goddelike liefde. En hy sê vir hierdie verlamde man, ek sien jou raak. En dan sê hy vir hom 3 goed. En dit is hoe genade jou lewe verander. Dit is hoe genade jou ou lewe laat afsterf. Hy sê vir hom, ek sê vir jou, staan op. Dis 'n toets van gehoorsaamheid. Jesus sê vir hierdie man, hy kon bly lê het, maar Jesus sê vir hom, staan op. Dis 'n toets van gehoorsaamheid. Broers en susters, genade, sê Jakobus vir ons, word in ons dade gereflekteer. 'n Boom word geken aan sy vrugte, en daarom sê hy vir hom, staan op. Staan op uit jou sondige bestaan uit, wanneer genade jou aanraak. Staan op van jou ou lewe af. Tweedens sê hy vir hom, vat jou draagbaar. Hy sê eintlik hier vir hom, as jy dit mooi lees, hy sê, breek op jou bed. Hy sê, doen weg met hierdie lewe. Doen weg met hierdie sonde. Jy kan nie die genade van God omarm en bly swem in die poel van sonde nie. En dan sê hy vir hom, gaan huis toe. Word wie jy is. Die verhaal van die verlore seun, kom terug huis toe, kom terug na die plek, die hart van jou Vader toe. Een van my gunsteling flieks, en ek vertel dit, oor en oor gebruik ek hierdie beeld, is Princess Diaries. Nou as jy kinders het, en veral dogters, broers en susters, gaan jy Princess Diaries kyk tot jy nie meer kan nie. Nou, Princess Diaries gaan oor hierdie dogtertjie, sy 16 jaar oud, sy weet nie sy's 'n prinses nie, en dan word sy 16, en dan kom sy ewe skielik agter sy's 'n prinses van Genovia, en dan moet sy leer om 'n prinses te wees. En die transformasie wat in haar lewe plaasvind, toe sy weet sy's 'n prinses, verander haar van hierdie outcast na hierdie mens wat mense se lewens kan verander. En dis wat hy vir hom sê. Hy sê jy's nie meer verlam nie. Jy's kind van God. Jy's nie meer vasgevang in jou sonde nie. Jy's kind van God. Kom huis toe. Leef nou as kind van God. Word wie jy is. En dan laastens, genade laat Jesus deur jou skyn. Almal het verbaas gestaan en God geprys en vol eerbiedigheid gesê,
Vandag het ons ongelooflike dinge gesien. Hoekom? Want nadat hy opgestaan het, hierdie man, het hy huis toe gegaan, terwyl hy God prys. Genade maak jou deurskynend, sodat Jesus sigbaar word in jou. Ek sluit af. Met wie omring jy jou lewe? Vriendskap en ouerskap is genade van God. Met wie omring jy jou lewe? Maar onthou, genade het jou eerste kom soek. Genade maak jou oë oop om Jesus raak te kyk. Genade maak jou los van jou ou lewe. En genade maak jou 'n beeld van Christus. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here God, dankie dat U ons eerste kom soek het. Dankie dat U genade, daar waar ons dalk in die varkhok was, waar U genade ons kom roep het. Jesus, daar waar U gaan sit het met die vrou, die Samaritaanse vrou by die put, dankie dat U ons daar kom red het. En ons wil vra dat U genade ons lewens sal verander, soos wat dit hierdie verlamde man se lewe verander het. Ons bid dit Jesus in U naam alleen. Amen. Broers en susters, kom ons sluit vanmôre af met lied 511. En ek gaan vra dat ons net vers 1 sing. Lei U ons lig deur die duisternis. Lei U ons Heer. Styl is die pad waarop ons pelgrims is. Lei U ons Heer. Kom ons staan, lied 511, die eerste vers. Die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met U wees en met U bly. Amen.